Judas 1 vers 1 tot 4 en dan lees ek ook van vers 12 tot 16. Van Judas 'n dienaar van Jesus Christus en 'n broer van Jakobus, aan die vir wie God die Vader geroep het, wat hy liefhet en deur Jesus Christus bewaar. Mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Geliefdes, ek was vas van plan om aan julle te skrywe oor die verlossing waaraan ons almal deel het. Maar nou voel ek my verplig om julle met my brief aan te spoor om te stry vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is aan die wat God vir hom afgesonder het. Die rede hiervoor is dat sekere mense ongemerk julle geleedere binnengedring het, goddelose mense wie se veroordeling lank reeds vasstaan. Hulle misbruik die genade van God, hulle gebruik dit as dekmantel om losbandig te lewe en hulle verwerp ons enigste meester en Here, Jesus Christus. Hulle besoedel julle liefdesmaaltye met hulle skaamtelose uitspattighede en sorg net vir hulle self. Hulle is wolke wat geen reën bring nie en deur die wind verbygewaai word. Hulle is bome wat selfs laat in die seisoen nog nie vrugte het nie, wat ontwortel en morsdood is. Hulle is woeste golwe van die see. Hulle laat hulle skande so skuim opspat. Hulle is sterre wat uit hulle baan geslinger is. God hou vir hulle plek gereed in die duister dieptes waar hulle ewig sal bly. Dit is oor hierdie mense wat Henog, wat van die 7de geslag na Adam was, geprofeteer het. Hy het gesê, kyk, die Here kom met sy duisende heilige engele en hy sal oor almal oordeel. Hy sal al die goddeloses, al die sondaars straf oor al die goddelose dinge wat hulle in hulle goddeloosheid gedoen het en oor al die lasterlike dinge wat hulle teen hom gesê het. Hierdie mense kla gedurig en is altyd ontevrede met hulle lot. Hulle leef net volgens hulle eie begeertes, praat groot en sê vleiende dinge van mense om daaruit vir hulle self voordeel te trek. Judas begin sy brief en dan sê hy dadelik wie hy is. Hy sê hy is 'n dienskneg van Jesus Christus en hy is 'n broer van Jakobus. Jakobus was 'n broer van Jesus. Ja, Judas was ook een van Jesus Christus se broers. En Judas het heel waarskynlik vir Jakobus sy broer opgevolg as leier van die gemeente in Jerusalem na Jakobus se dood in 62 na Christus. Maar Judas begin sy brief en hy sê, ek wil eintlik vir julle geskryf het oor verlossing, oor die verlossing wat daar is in Christus, maar daar is iets anders wat nou op my hart druk, wat ek nou met julle moet bespreek. En dit is, daar is dwaalleraars tussen julle, daar is vals mense tussen julle, mense wat voorgee en wat sê hulle is Christene, hulle dien die Here, maar as jy na hulle lewe kyk, lyk hulle lewe net soos die van die wêreld. Daar's geen onderskeid tussen hulle en die wêreld nie. Hy sê, hulle is soos wolke wat geen reën bring nie. Hulle is soos bome wat geen vrugte daaraan het nie. Selfs laat in die seisoen het hulle nog nie 'n enkele vrug aan nie. Inteendeel, as jy mooi van naby kyk, sal jy sien, hulle is eintlik morsdooie bome. Hy sê, hulle is soos woeste golwe op die see. Die skuim spat en word deur die wind rondgewaai. Al hulle verkeerde dinge wat hulle doen, want hulle leef in sonde. Hy sê hulle is so sterre wat uit hulle baan geslinger word. Hulle is vals, hulle kla gedurig, hulle leef volgens hulle begeertes, sê hy. Hulle praat groot en hulle vlei ander mense net om self voordeel daaruit te trek. Ja, nie almal wat sê hulle is Christene, nie almal wat in die naam van Christus praat, is 'n dienaar van Christus nie. Nie almal wat aan die kerk behoort, is lief vir God nie. Party is lief vir hulle self en party gebruik en misbruik die evangelie om self voordeel daaruit te put. Maar sê Jakobus, wees op julle hoede, moet julle nie deur hierdie mense laat mislei nie, moet julle nie deur hierdie mense laat flous nie, want hulle soek net hulle eie voordeel, hulle soek nie God se wil nie, inteendeel. So, moenie sommer net elkeen glo wat sê hy kom in die naam van die Here nie, kyk na hulle lewe, kyk wat hulle doen, lyk hulle anders as hierdie wêreld, of leef hulle maar net soos die wêreld? Jakobus waarsku ons dat ons nie moet laat flous nie moet laat mislei nie, maar dat ons in liefde by die waarheid moet bly, en dat ons God voluit moet dien. Here, so baie keer hoor ons mense vandag praat oor U, sê hulle kom in U naam, maar hulle ken U nie, hulle het U nie lief nie, hulle leef soos die wêreld en hulle is lief vir die wêreld en vir hulle self. Help vir my dat ek my nie sal laat flous deur hulle nie. Help vir my om op te staan vir my geloof, sodat ek nie 'n wolk sal wees wat nie reën het nie, sodat ek nie 'n boom sal wees sonder vrugte nie, maar dat ek sal vrugte dra.
Help my sodat ek nie net 'n woeste golf op die oseaan sal wees nie, dat ek nie soos 'n ster sal wees wat uit sy wentelbaan uitgeslinger word nie, maar dat ek my plek in die koninkryk sal volstaan. Amen.